wat beteken eg Kaaps nou eintlik? Wel, om dit met musiek te verduidelik is dalk makliker. Kom ons gaan vra net die Jaloersbokkies. Langarmliedjies en lekker harmonie was nog altyd sinoniem met 'n goeie tyd in die Kaap. Of eintlik enige plek. Maar die Jaloersbokkies het 'n unieke Kaapse klank. Tog fokus hierdie groep op Suid-Afrika se diversiteit en hulle doen dit als met musiek. En vandag kry ons sitplekke in die voorste ry vir hul optrede. Om die Jaloersbokkies se storie te vertel, moet ons 'n generasie teruggaan. Twee van die stigterslede, Jawahir en Ashur Peterson, is die kinders van die legendariese Tally Peterson, een van Suid-Afrika se mees geliefde teaterpersoonlikhede. Julle het essensieel in die kolle groot geword met 'n pa wat baie geken was. Was dit bizar vir julle as kinders? Ons sê altyd vir die mense was hy hierdie legendariese musikant en teaterskrywer Tally Peterson, maar vir ons was hy maar net pa gewees. Die een wat jou pakslaag gegee het, een wat jou sakgeld gegee het, iemand wat jou akademiese verslae aankyk en sê, "Jy mos my geld hier met die wiskunde. Maar wat gaan hier aan?" You know, hy was net dit was net na sy dood toe ons eintlik besef het, Jesus, maar hy was groot. Hy mense het hom regtig geken. Elke minuut. Stop. Stop die mense vir hom en hallo Talib, hallo en it was just too much. En toe begin julle die groep Jaloersbokkies. Eerstens, waar kom die naam vandaan? Het was eintlik Nadine en Aman wat by Jaloersbokkies uitgekom het. My deel was net ek is baie jaloers op my kultuur. Ek is baie jaloers op ons tradisies en ons kosse en so aan en ek dink ek en Nadine is die bokkies. En dis ja. Het jy gevoel jy moes voortgaan? Het jy gevoel na jou pa weg is dat jy moet aangaan met musiek? Even before I had no, like if someone told me what do you want to do in the craft, my answer was I want to be like my daddy. That was my answer for every single thing. Dis nog steeds so. Die Jaloersbokkies se kleurige klere lyk of dit uit die 50's kom en hulle sing treffers uit 'n vroeër tyd. Liedjies soos Daar kom die Alabama, Bobbejaan klim die berg, Solank as die Richie in die water lê en Ons is van die Kaap. Nadine, julle groep het 'n baie interessante begin gehad oor 'n bord curry. Ja, dis waar. So het ek gehoor. Vertel my. Ek en Jawahir het mekaar ontmoet by die Burger Pops en ek het onmiddellik van haar gehou want sy het 'n oop manier gehad en ons het ewe skielik agterkom ons het met liedjies groot geword wat ons almal ken. So ek hoor hulle sing ewe skielik Richie in die water lê. Wat jy dink is 'n Afrikaanse liedjie. En ek dink is 'n Afrikaanse liedjie want ons het daarmee groot geword. En daar kom die Alabama en ek sê vir Jawahir, "Hoe ken julle hierdie liedjie?" En sy sê, "Hoe bedoel jy, hoe ken ons hierdie liedjie?" Hoe kan ons nie? Ja, sy sê ons het by die groot geword. Sy sê, "Ken jy die storie van die Alabama?" Ek sê, "Ja, die Alabama was hierdie fantastiese mooi groot skip wat in die hawe aangekom het en my ouma grootjie en oupa grootjie se mense het op die hawe gestaan en gewaai en was baie opgewonde oor Alabama wat nou kom. Dis mos 'n groot partytjie." Sy sê, "Ja, terwyl hulle nou daar gestaan en chickeling opgewonde, was my oupa grootjie en ouma grootjie op die skip as slawe gebring na Suid-Afrika." Julle styl is baie teatraal. Is dit 'n doelbewuste besluit wat julle geneem het? Ja, ons het beide onmiddellik van die 50er jare se styl gehou. In die eerste plek want dit is soos dit wat ons adverteer van egtheid, authenticity, dit wat die Jaloersbokkies is, wortels, kultuur, herkoms. Die 50s tema het vir ons baie mooi daarbey gepas. Dis gorgeous. Julle lyk awesome op die verhoog. Dis the black pops of color. Ek wil net by sê ons wil baie graag 'n borg wil hê vir ons band, vir hulle pakke, hulle aandpakke en so aan. So as daar iemand is wat ons hoor. Dis die spasie om dit te noem. Jawahir en Nadine is die voorsangers met Ashur op gitaar. Die res van die groep bestaan uit 'n verskeidenheid instrumente. Dit sluit trompet, basgitaar, tromme en klavier in. Die grootte van die Jaloersbokkies soos dit nou is dit hoe dit gaan bly? Ja, so weet nie wat die toekoms vir ons nou uit. Daar is verskillende of daar's 'n paar van ons lede wat miskien alle projekte wil aanvat of ander goed doen, dan vervang hulle ons miskien, maar soos net ingesê, ons is 'n broeikas. Ons gee mense die geleentheid om hulle talent
te wys. En dan miskien is dit net hulle hoofstuk in hulle lewe, die jaloersbokkies en dan platform en dan gaan hulle nou weer aan. So ons sal maar sien. Dink jy julle pa sou trots gewees het? Ja, definitief. Ek sê altyd my pa sal die eerste ry van elke show. Ja, hy sal die eerste ry van. Nee, yes, ek sê yes. Ek dink yes. Ja, hy sal die eerste ry wees en hy sal trane rol, dis my kinders, dis my kinders. Die jaloersbokkie se passie en entoesiasme is aansteeklik. Hulle is besig om 'n kultuur aan die gang te hou, maar meer belangrik, hulle is besig om hul eie kultuur te skep. 'n Aanwinst vir Afrikaans en vir Suid-Afrika.